almal vanoggend hierso op hierdie koue oggend in vereniging. En ja, van my kant af ook, dit is altyd vir ons wonderlik om hier by julle te wees en bietjie te kom kuier. Ek wil 'n geseënde Moedersdag sê vir elke mamma, vir elke ouma, vir elke vroutjie wat hierso is. Mag die dag vir julle baie, baie spesiaal wees. Kom ons maak ons harte stil. Ek slaan my oë op na die hemel. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Kom ons saam staan en dan sing ons 'n loflied saam. O Heer my God, hoe groot is U. En ons sing vanoggend en ons bring al die lof en aanbidding tot ons hemelse Vader. Dankie. Sorry.
Kom ons sluit ons oë. Here, hoe groot is U? As ons daaraan dink, dan moet ons harte juig vanoggend, want U is groot en U hou die hele skepping in die holte van die dak van U hand. Die aarde en die volheid daarvan behoort aan U. En Here, wanneer ons vanoggend hier saam in die kerkgebou as gelowiges bymekaar kom, dan wil ons vanoggend ons harte na U toe draai. Ons wil U aangesig kom soek. Ons wil tot U nader. En U woord sê vir ons, as ons tot U nader, dan nader U tot ons. Dankie dan daarvoor, dat ons weet dat U, Abba Vader, Here Jesus en Heilige Gees, U is hier in ons midde vanoggend. En U gaan tot ons harte spreek. Elke een se hart, Here. U ken ons harte. U ken elke een van ons beter as wat ons onsself ken. En daarom kan ons net vanoggend kom en onsself voor U kom oopmaak en bid, Here, kom spreek. U diensknegte en U diensmaagde luister. En ons wil U beleef in hierdie oggend. Dankie dat ons weet dat U steeds, altyd en altyd nog in beheer is. En dat U na ons kyk en dat U vir ons lief is. Dankie, Here, dat ons vanoggend vir elke mamma, vir elke ouma, vir elke vroukie kan bid, Here, wat die voorreg gehad het om 'n kindjie ook in die lewe te kan bring. Ek bid dat U hulle sal seën, dat die genade oor hulle groot sal wees. En ook vir die pappas en die oupas wat hulle moet bystaan. En Here, dat ons ook ons kinders vanoggend aan U kan opdra en bid dat U in elke een se lewe ook sal inspreek. Here, ons wil vanoggend ons hand in U hand kom sit en ons bid dat U verheerlik sal word. Ek bid dit vanoggend in die wonderbare naam van Jesus alleen. Amen. Ons lewe in 'n wêreld vol wonder. Dis 'n multidimensionele wêreld. 'n Wêreld vol mooi. 'n Wêreld wat God geskep het toe hy 'n woord gespreek het. Elke dag as ons nog na die wêreld kyk, dan kan ons dalk 'n nuwe goggas sien wat ons nog nooit gesien het nie. Ek onthou so rukkie terug het ek een oggend toe ons wakker geword het in die eetkamer so 'n klein goue besie gesien. En dis die eerste keer in my lewe wat ek so iets gesien het. En ek het hom na my man toe gevat en gesê, kyk hier. En hy het toe vir my gesê, maar dit is 'n tipe besie. En ek het nog nooit so iets gesien nie. So daagliks ontdek ons nog sekere goggas, insekte, wat ons nie ken nie. Onder in die see swem daar visies rond, wat nog nie ontdek is nie. Groot visse, klein visies. So groot is God se skepping. Ons dink byvoorbeeld, en dit is Sondag, so ons gewoonlik in Suid-Afrika is 'n Sondag lekker kookos op die tafel, né? Hierna, as ons gaan saam eet, dan dink ons, okay, 'n wortel is 'n wortel. Maar praat ons met voedselkundiges, né? Dan sê hulle, daar's 'n paar 100 soorte verskillende wortels. En vir ons is dit maar net 'n wortel. Ons aanbid 'n God van kreatiwiteit. 'n God wat alles mooi geskaap het, wat dit mooi gemaak het. Kom ons kyk rond vanoggend in hierdie gebou. Kyk ons na mense, die kroon van God se skepping. En in ons gesig is daar 2 oë, mond, 'n neus en 2 ore.
En nie een van ons lyk dieselfde nie. Elke een van ons lyk anders. En dis die verskeidenheid, die wonder, die mooi, hoe God geskaap het. En ons sing 'n lied soos hierdie wat ons nou laaste gesing het, o Heer my God, hoe groot is U, en ons voel, ons harte is brandend in ons, want ons beleef iets van God, as ons dit sing. En al die liedere wat ons vanoggend gesing het, so mooi. En ons sien God se trou. Ons sien iets van sy genade, van sy almagtigheid, meer as enige iets wat ons kan dink of aan ons kan verbeel. So groot is God. Ons leer hom ken in die skepping. Ons sien hom daar, daagliks. En ons staan in verwondering en ons dink, is net 'n groot God wat so iets kon skep. Maar dan is daar tye, wanneer ons hierdie lied sing van vanoggend, o Heer my God, hoe groot is U, wat dit vir ons voel, ons hart is nie brandend nie, wat dit vir ons voel, daar is 'n bietjie lewensstorme wat woed in ons harte, asof dit koud geword het, asof daar bietjie winter is, asof ons realiteite nie altyd die wonder van die skepping raak sien nie, en dit voel of die onweerswolke saamgepak het, en ons weet nie wat om te doen nie. Ek dink ons almal het al so gevoel. Met ons kop weet ons, God is in beheer. Dis die tema van vanoggend se boodskap, God se almag en beheer. God is almagtig en hy is steeds in beheer oor al die wêreld gebeure. Dis ons tema. Met ons kop weet dit, maar ons harte weet dit nie. Dis asof ons kop en ons harte nie meer dieselfde taal begin praat nie. Ons wil dit so graag glo, maar ons realiteite, die seer, dit wat gebeur het, die onsekerheid, maak dat dit nie meer so is nie. Daar's steeds goggas wat ontdek moet word. Daar's steeds visies in die see wat nog ontdek ook moet word. Daar's steeds honderde soorte wortels. Daar's steeds 'n verskeidenheid van mense. God het nog nooit verander nie. Maar ons realiteite, ons ervarings maak dat ons begin wonder, dat ons baie keer vra, Here, maar waar is U? Waar is U toe die onweerswolke alles skielik begin donker maak het? Waar is U toe die storms begin woed het? En waar is U? Hoekom hoor ek nie U stem as ek moet weet wat om te doen in seer en moeilike omstandighede nie? En as ons dan nou vanoggend by mekaar is, dan weet ons, God is in beheer, nog steeds. Maar omdat ons mense is, vra ons baie keer hierdie vraag. En is dit baie keer ons belewenis? Daar was 'n vrou in die Bybel wat dit ook beleef het. En ek gaan dat ons dan nou eers van haar lees, en dan gaan ek vir julle 'n bietjie meer vertel van haar sprokieswêreld, wat eensklaps deur iemand se hoogmoed verander is. Julle kan julle Bybels oopmaak by Ester, die boek Ester, hoofstuk 4. Ek gaan dit vir ons saam lees. Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeur en rou klere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy het deur die stad geloop en hard en bitterlik geween en gekerm. So het hy tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met rouklere aan by die poort ingaan nie.
In al die provinsies waar die besluit en die proklamasie van die koning bekend geword het, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm en baie het rouklere aangetrek en in die as gaan lê. Toe koningin Ester se kamerpersoneel en haar paleisbeamptes haar van Mordegai kom vertel, was sy baie ontsteld. Sy het vir hom klere gestuur om aan te trek in die plek van sy rouklere, maar hy wou dit nie vat nie. Ester roep toe vir Hatak, een van die koning se paleisbeamptes wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en uit te vind wat aangaan en waarom hy so maak. Hatak het toe na Mordegai toe gegaan op die paleisplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die skatkis van die koning te lewer as hy die Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Ester wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes hom om genade gaan smeek en vir haar volk intree. Hatak is toe terug na Ester toe en het Mordegai se woorde aan haar oorgedra. Sy het toe vir Hatak beveel om vir Mordegai te sê, al die amptenare van die koning en die mense in die provinsies van die koning weet, dat daar net een wet is vir enigeen, man of vrou, wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan, as hy of sy nie ontbied is nie. Hulle word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitsondering is dat die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek, dan bly hy lewe. En dit is nou al 30 dae dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra en hy het haar geantwoord. Moenie dink dat net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met 'n oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Ester het toe vir Mordegai laat weet, gaan maak al die Jode wat in Susan is bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas, en daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat Ester hom beveel het. Ester en Mordegai, lees ons van hier, was Jode. Hulle was deel van die Joodse volk. Nou leer die geskiedenis ons in die Ou Testament, dat onthou, as 'n mens nou reg van die begin af kyk, God het vir Abraham geroep, hulle is eers in Egipte is as slawe gewees, en toe na 400 jaar het die Here hulle uitgelei, en het hulle in die beloofde land kom bly. Ons weet dat daar 12 stamme van Israel was, en ons weet ook dat die stamme onder mekaar begin beklei het. Daar het striwelinge gekom, hulle het net nie ooreengekom oor belasting, oor alledaagse goed, soos dieselfde vir ons ook, maar baie nog steeds in ons lewe is. Dan lees ons van die geskiedenis,
lees dan dat Israel 'n noordryk gehad het, van 10 stamme van Israel, en 'n suiderryk, 2 stamme, wat Juda genoem is. Ons weet in die jaar 722 voor Christus is die noorderyk deur die Assiriërs in ballingskap geneem. Daardie stadium was die Assiriërs die wêreldmagmoondheid gewees. En hulle het die noordryk, die Jode weggevoer om vir hulle slawe te word. En dan van hulle eie mense het hulle nou Israel se noorderyk beset. Dan Juda het nog bietjie onafhanklikheid gehad, maar in die jaar 586 voor Christus is Juda ook in ballingskap weggeneem deur die Babiloniërs. Babyloniërs het toe nou weer vir Assirië oorgeneem, en die Babyloniërs was toe die wêreldmoondheid gewees. Later is die Babyloniërs ook het hulle die Israeliete toegelaat om terug te gaan na hulle land toe. Ons lees in die woord dat die Here gesê het dat daar deur die profete vir hulle geprofeteer is, dat wanneer hulle in ballingskap weggeneem word, die suidryk, dat hulle na 70 jaar weer toegelaat sal word om terug te gaan Israel toe, om na hulle huis toe terug te gaan. Met Israel het dit nooit gebeur nie. Die een van die konings van Israel was Godvreesend en het God gedien nie. En ek dink dis hoekom hulle nooit toegelaat is ook. God het dit nie so beskik nie. Maar die suidryk het hy gesê, julle sal vir 70 jaar in ballingskap wees as gevolg van julle ongehoorsaamheid. Maar na 70 jaar het die Babyloniese koning hulle toegelaat om terug te gaan Israel toe. En ons lees in 515 voor Christus het hulle die tempel herbou in Jerusalem. Daar's baie goed oor die tempel. Die ouer mense was baie hartseer, want dit was nie soos die eerste nie. Terwyl die jonger Jode bly was, ons het weer 'n tempel, 'n plek waar ons God kan aanbid. Maar nie alle Jode het teruggegaan toe hulle die keuse gekry het nie. Mordegai en Ester is 'n voorbeeld van ons daarvan. Van sulke Jode wat gebly het. Van 70 jaar is omtrent 3 geslagte. So hulle is daar in Babylonië, in die provinsie Susan gebore. En is daar groot gemaak, hulle is daar gevestig, hulle het daar gebly. Ons lees ook wat ons van Ester weet, is dat sy 'n weeskind was, dat haar ouers gesterf het, en Mordegai haar oom het haar in sy huis geneem en het haar groot gemaak. So dit was Jode wat nog steeds dan nou in die Mede en Persiese ryk gebly het. Mede en Persië het op 'n stadium dan nou Babylonië oorgevat as die nuwe wêreldmoondheid. En koning Ahasveros, van wie ons dan nou hier lees, was in beheer van die Mede en Persiese wêreldmoondheid. Kyk ons op 'n kaart, is dit omtrent waar Iran en Irak vandag is. Maar 'n groot deel van daardie wêreld het aan die Mede en Perse behoort. En koning Ahasveros was dan nou koning en in beheer van hierdie wêreldmoondheid. Sy vrou se naam was koningin Vashti. Ons lees in Ester 1 dat sy 'n baie mooi vrou was. En Ahasveros was baie lief gewees vir haar. Maar ons lees ook dat eendag het die koning ook 'n geselligheid gehou in sy paleis, waar al die amptenare na toe uitgenooi is en so aan. En hy het baie goed vir 'n paar dae partytjie aangehou. En op 'n stadium toe stel iemand voor, maar bring die koningin vir ons in. Hy sê vir Ahasveros, het so 'n mooi vrou, dat sy kom om vir ons bietjie te kom dans, hier terwyl ons dan nou partytjie hou. En koningin
Vasti het toe gesê, nee, sy gaan nie vir hierdie klomp mans nou daar dans nie. En sy het teen koning Ahasveros se bevel gegaan. Niemand mag teen sy bevel gegaan het nie. En die paleisamptenare het toe vir koning Ahasveros gesê, hoe kan hy toelaat dat 'n vrou so die verneder voor die vriende en voor die stadsamptenare. En Ahasveros het geen keuse gehad nie. Hulle het koningin Vasti gestroop van haar koningskap en sy is uit die paleis uitgesit. En hy het basies dan van haar geskei. Ons lees in die woord dat Ahasveros was eintlik toe nou 'n bietjie hartseer gewees daarna. En hy het na Vasti verlang, glo ek. En sy amptenare het op 'n stadium weer by hom gekom en gesê, het is nie goed dat jy so alleen is nie. Ons sal gaan en ons sal al die mooi meisies hier in die land gaan kry. En dan kan u 'n nuwe koningin kies in die plek van koningin Vasti. En Ahasveros het toe nou ingestem en gesê, dis goed, gaan kry nou maar die mooi meisies. En toe Mordegai daarvan hoor, het hy vir Ester gesê, gaan saam met die meisies, gaan saam met hulle, maar moenie vir hulle jou afkoms vertel nie, moenie dit bekend maak nie. So Ester mag nie vir hulle vertel het, sy is eintlik 'n Jodin nie. Maar so het die paleisamptenare gegaan en hulle het al die mooi jong meisies gaan haal. En hulle is vir 'n hele jaar deur 'n skoonheidsritueel gesit. Verskillende skoonheidsbehandelings. Facials, alles, die rome, dit wat hulle gebruik het om hierdie meisies se skoonheid nog meer uit te bring. Vir 'n hele jaar lank het hulle dan hierdie spesiale dieet ook moes volg, want sy moet mos nou koningin word en sy moet perfek wees in die koning se oë. So vir 'n jaar lank is hierdie meisies almal in die vroue kwartiere van die koning se paleis aangehou en die behandeling ondergaan. So is die meisies dan toegelaat om te vat wat hulle wou uit die skatkamers, uit die mooiste klere aangehad, alles, en dan het hulle een nag kans gehad om die koning te beïndruk. So hulle is een na die koning toe gebring en dan moes hy nou kies wie of wat hy wil hê. Daarna is hulle dan nou na die vroue kwartiere toe gevat, waar hy nou as van deel van die koning se byvroue, waar hulle dan nou daar gebly het. Ester was 'n nederige mens. Sy was mooi van nature. Sy het baie gou indruk gemaak op die paleisamptenare, op die bediendes wat vir hulle gewerk het. Sy is baie gou onderskei van die ander jong dames. En so lees ons dan ook dat hulle het vir haar 'n beter deel van die kwartiere laat bly. En sy het verskillende bediendes gehad wat vir haar gewerk het, slawe wat moes omsien ook na haar welstand. Ons lees hier van Mordegai, haar oom, want hulle mag nie kontak gehad het met die mense buite nie. Maar nou lees ons